Goeiemôre gemeente. Baie welkom in die erediens op hierdie lekker varse oggend. Wanneer 'n mens so beleef dat die seisoene besig is om te verander, dan beleef ons ook iets van God se almag in die natuur. Dit is nie net iets wat vanselfsprekend gebeur nie, en dit is ook nie iets wat mense kan laat gebeur nie. En ons weet ook dat ons 'n God dien wat soveel groter is en soveel beter weet as enige een van ons. Kan ons hoor, is daar dalk enige iemand wat in die week verjaar het, wat verby is of dalk in die week wat kom? Jy kan jou hand lekker hoog opsteek. Ons wil graag die sjokolade is op pad. Goed. Kom ons doen die besoekers. Is daar dalk enige iemand wat vanoggend vir die heel eerste keer by ons kuier? Jy kan net jou hand lekker hoog opsteek. Ons wil net graag vir jou 'n boekmerkie gee en vir jou sê baie welkom. Nog iemand wat by ons kuier? Baie welkom vir julle wat die eerste keer hier by ons kuier vandag. Mag jy ook tuis voel in die huis van die Here. Goed, verjaarsdag. Nou moet die verjaarsdag hulle hande opsteek. Baie geluk met julle verjaarsdag. Nog verjaarsdag? Goed, en dan wil ons hoor, is daar enige iemand wat dalk hulle huweliksherdenking gevier het in die week wat verby is of in die week wat kom? Enige huweliksherdenkings? Dis hy, huweliksherdenking. Aitsa, baie geluk. Nog huweliksherdenkings? Goed. Dan kyk ons na die week se afkondigings. Jy kan meer inligting daar op die blaadjie kry. Daar is sommer net so 'n paar goedjies wat ek graag sal wil uitlig. Die eerste een is natuurlik die Paasmark wat gister klaar gemaak het. Ons is baie dankbaar vir 'n baie suksesvolle Paasmark hierdie jaar. Ons gaan later 'n bietjie terugvoer gee oor die Paasmark en 'n bietjie meer daarvan vertel. Maar ons wil sommer net vir julle elkeen sê baie dankie wat kom help het of wat selfs kom inkopies doen het. Ons is baie dankbaar dat julle dit ook 'n groot sukses gemaak het. Die week se program sal jy ook sien daar op die afkondigings. Die Bybelstudiegroep soos normaal hierdie week. En dan wil ek net graag die drafstapklub uitlig. Dit is Maandag 2:30 by Huis Uitvlug. Dit gaan 'n baie lekker geleentheid wees. Ons hervat weer met die jeug ook hierdie week. Die Milkshake Club van 5 tot 6 Vrydag aand en dan van 6 tot 8 het ons ook Montetjie jeug vir die hoërskool. En dan volgende Sondag hervat ons weer met kategese en belydennisklas ook soos normaal. Dan wil ek ook net van Huis Uitvlug se kant af hulle koffiewinkel uitlig. Dit is Vrydag en Saterdag die 9de en die 10de Mei. Ondersteun hulle ook asseblief. Jy kan meer inligting daar op die advertensie kry. En die laaste ding wat ek wil uitlig is die kursus wat Wouter ook gaan aanbied vir alle manne in ons gemeenskap. The World Needs a Father. As jy 'n bietjie meer inligting daaroor wil hê, kan jy ook vir hom kontak of jy kan daar op die advertensie 'n bietjie meer lees. Glo jy dat die Here jou herder is? En glo jy vanoggend dat jy niks kort kom nie? Glo jy ook dat jy mag rus langs sy waterstroompie? En glo jy dat sy krag jou kan nuut maak? Selfs al gaan jy deur donker dieptes,
sal jy regtig nie bang wees nie. En sal jy regtig veilig voel in sy teenwoordigheid. En glo jy vanoggend in God se oorvloed? Glo jy in sy hartlikheid, in sy liefde? En glo jy in sy goedheid vir jou? En sal jy ook eendag tuis kom in sy huis? Jy is vanoggend welkom in die teenwoordigheid van hierdie drie-enige God, Vader en Heilige Gees.
die Here te dien met ons dankoffers. Nadat die dankoffers opgeneem is, gaan die toetrede lied ook spontaan begin speel. Jy kan dan net so bly sit en saam sing. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Vader, ons is vanoggend hier, omdat U eerste hier was. Here, ons het vanoggend gelees van
gelowiges wat nie die voorreg het wat ons nou het om hier in u huis vreedsaam by mekaar te kan kom nie. Here, ons bid vir hulle en ons kom lê hulle voor u voete neer vanoggend. Here, vir hulle veiligheid. En Here, ons bid vir die vrees wat nou in hulle harte mag leef. Here, dat hulle vir hulle geloof in u vervolg word. Here, ons is vanoggend dankbaar dat ons hier vreedsaam by mekaar kan kom, dat ons u woord kan kom ontvang op 'n manier wat ons nie bang hoef te voel nie. En Here, dit is my gebed, dat ons ore en ons harte sal oopmaak, dat u woord vanoggend vir elkeen van ons op 'n nuwe manier sal kom oopbreek. Spreek, Here, want u kinders luister ook nou. Amen. Ons gaan vandag 'n bietjie die vraag vra, hoe beleef jy God in jou bekommernisse? En ek is seker dat hierdie belewenis vir elkeen van ons baie uniek sal wees. Nou, mense bekommernisse en dit waaroor jy worry, is gewoonlik iets baie na in jou lyf. Party van ons praat maklik oor dit waaroor ons worry, maar dan is daar van ons wat nie daarvan hou, dat ander mense weet van ons bekommernisse nie. En dan kies ons om hierdie pakkie, en eintlik hierdie swaar pakkie partykeer, alleen te dra. En baie mense het al vir my gesê, maar jy sal nie verstaan nie. Jy ken nie die besigheidswêreld nie. Of jy weet nie wat hier in my boerdery aangaan nie. Of ek dink nie jy besef die omvang van hoe ingewikkeld my bekommernisse eintlik is nie. En is fair, dalk weet ek nie. Maar wat ek wel weet is dat ek en jy dieselfde God dien, en dat sy instruksies in sy woord baie duidelik is oor hoe ons met ons bekommernisse elke dag moet omgaan. So met 'n bewys van hand opsteek wil ek gou hoor, wie van julle was al ooit in jou lewe bekommerd oor iets of iemand? Nee? Okay. Volgende vraag. Wie van julle het nog nooit geworry oor iets of iemand nie? Okay. Dan is ek op die regte plek. Ek wil jy moet vanoggend hoor, dat van die begin af, het God jou ontwerp en jou aan mekaar gesit, om afhanklik van hom te leef. Dit is hoe hy jou gemaak het. God het nooit bedoel, dat jy die laste van hierdie lewe alleen moet dra nie. God is nie iemand wat al bo sit en van die hemel af kyk om te kyk hoe goed of hoe sleg ek hier onder besig is om my moeilikhede te hanteer nie. Maar ons weet dat God 'n liefdevolle Vader is. Dat hy eintlik so gereed staan om ons laste vir ons ligter te maak en selfs vir ons te dra. Hierdie laste wat ek en jy van die begin af nooit veronderstel was om self te dra nie. En God is 'n Vader wat vir jou wil hê dat jou lewe vol vrede moet wees. Hy is 'n Vader wat nie wil hê dat jy in die skaduwee van jou bekommernisse elke dag moet leef nie. Want onthou, die wêreld sê vir jou, staan sterk. Dis net 'n seisoen. Hierdie bekommernisse, hierdie goed waaroor jy worry, dit gaan weer verbygaan. You've got this. Maar God sê, Matteus 11:28, kom na my toe, almal wat oorlaai is en swaar laste moet dra, en ek sal julle lewens verkoop. Die teenoorgestelde van dit wat die wêreld vir ons sê. Nou wanneer God hierdie van ons vra vanoggend, dan sê hy baie duidelik, dat dit nie beteken dat ons bekommernisse hier op aarde net bloot moet ignoreer nie. Maar wat hy wel van jou vanoggend vra, is dat ons bekommernisse moet oorgee, omdat sy hand sterker is, en omdat sy wysheid baie wyer is. En dan kom ons baie keer op 'n plek in ons lewe waar ons wonder, hoekom voel ek so oorlaai deur my omstandighede?
Hoekom voel ek so bedruk? Hoekom voel ek so oorweldig? Hoekom voel my hart so swaar partykeer en so moeg? En die rede daarvoor is dat daai hart van jou nooit ontwerp was om dit alleen hoef te doen nie. En wat doen ons? Ons doen juist dit. Ons wil dit alleen dra. Ons wil ons probleme alleen oplos. Ons wil 'n plan maak vir ons bekommernisse. En dis dan wat dit met ons gebeur. Wanneer ek besef dat my bekommernisse nie meer in my eie hande is nie, net dan maak ek plek vir God se vrede om my lewe te vul. Nou wanneer ek en jy dit so gereeld doen, ons koester ons bekommernisse, dan raak my probleme al hoe groter. Dit raak al waaroor ek praat, al waaroor ek dink, en dit waaroor ek worry, raak eintlik die middelpunt van my lewe. Nou vanoggend wil God hê, ons moet hoor, dat wanneer ek iemand is wat die heeltyd bekommerd is oor 'n klomp goed in my lewe, dan weet ek dit is die vyand van my geloof. Hierdie twee goed kan nie saam met mekaar in jou hart leef nie. Om bekommerd te wees oor 'n klomp goed, kan nie saam met geloof in jou hart leef nie. Hoekom? Want hierdie twee goed is teenstrydig. Hierdie twee goed praat nie saam nie. So wat gebeur wanneer ek bekommernisse in my hart koester? Daar is eenvoudig net nie plek vir my geloof nie. En die teenoorgestelde, wanneer ek my hart vol maak met my geloof, dan is daar nie meer baie plek vir my bekommernisse nie. En ons hoor vanoggend dat hierdie twee goed nie saam met mekaar kan leef nie. En ek weet jy's oulik, en ek weet jy's goed, en ek weet jy's baie goed, maar nie een van ons kan dit regkry, dat hierdie twee goed saam met mekaar leef nie. En dan is die resultaat natuurlik, wanneer ek kies om my verhouding met God te koester, wanneer ek kies om hom te vertrou, dan raak my bekommernisse al hoe kleiner. En dan, net soos wat my bekommernisse en my geloof nie saam in my hart kan leef nie, so natuurlik kan my bekommernisse en die vrug van die Gees ook nie saam in my lewe leef nie. Hoekom? Want ek kan nie bekommerd wees en in vrede leef nie. Niemand wat bekommerd is, sy hart is vol vreugde en blydskap nie. Niemand wie se lewe deur bekommernisse oorheers word, kan liefde en goedhartigheid teenoor iemand anders uitleef nie. Hoekom? Want my lewe is so verswelg deur dit wat in my kop leef. En wanneer ek gestres en angstig raak, dan is dit nie 'n wapen in God se hand nie. Dan is dit 'n wapen in die vyand se hand. Want wanneer jy bekommerd is, dan glo jy natuurlik 'n klomp leuns. En ek wil graag hierdie leuns vanoggend kom uitroei uit God se woord. Wanneer ek bekommerd is en my bekommernisse is 'n wapen in die vyand se hand, dan glo ek leuns soos, "Joe, my toekoms lyk onseker. Ek weet nie wat wag vir my nie." Of ek is bekommerd oor my kinders se toekoms in hierdie land, of wat ook al jy bekommerd mag voorwees vir die toekoms. Dan kom God en hy sê, Jeremia 29:11, "Ek weet wat ek vir jou beplan. Voorspoed en nie teëspoed nie. Ek het vir jou 'n hoopvolle toekoms en 'n verwagting." Die vyand gebruik leuns soos, as ek net lank en hard genoeg aan hierdie probleem van my dink, ergens gaan ek 'n plan maak. Ergens gaan ek 'n oplossing vind, uit my eie krag. En dan sê God in Spreuke 3:5, "Vertrou op die Here met alles wat jy het, en moenie op jou eie insigte staat maak nie." Wanneer ek bekommerd is, dan glo ek leuns soos, ek is alleen in hierdie probleem.
Niemand gaan kom om my te red nie. Maar God sê in Matteus 28 vers 20, en weet verseker, ek is vir altyd by julle. Die vyand laat my leuns glo in my bekommernisse soos, my bekommernisse maak my bang. Ek lewe in vrees. En hoeveel keer kom verseker God ons uit sy woord, moenie bang wees nie. En wanneer ek dit so hoor vanoggend, dan klink dit vir my soos 'n keuse. Wanneer ek dit so hoor, dan hoor ek, dat ek heelhartig vir God kan dien, en my vrese kan koester nie. Ek kan nie in God se beloftes vir my lewe glo, maar ek kies om konstant te twyfel nie. En dis 'n keuse. En die vraag is dalk vanoggend, wat kies jy as gelowige kind van God? Maar wat ek ook wil hê jy vanoggend moet hoor, en wat ek moet hoor, is dat ons geloof nie die realiteit van ons bekommernisse ignoreer nie. Vanoggend sal die verkeerde boodskap hier uitgaan, as jy glo dat jou bekommernisse nie geldig is nie. Ek wil jou vanoggend verseker, dat ons in hierdie realiteit leef, in hierdie vleeslike liggaam, en in hierdie donker wêreld. Met die realiteit van baie dinge wat ons bang maak, en baie bekommernisse. Vanoggend moet jy hoor, dat jou bekommernisse geldig is. Maar die vraag is, waar gaan sit jy dit neer? Jou geloof kom sê, my God het 'n plan, en my God is in beheer. Julle weet dit mos. Julle almal sê julle glo dit. Dis hoekom jy hier is vanoggend. Maar die vyand kom sê, maak jou eie planne, en ek gaan jou krippel maak met vrees. Billy Graham het op 'n keer gesê, dat sommige gelowiges in die dag en tyd waarin ons besig is om te leef, dat hulle geloof sien as net nog 'n verantwoordelikheid. Dat my geloof in Jesus Christus eintlik net nog 'n werk is, nog 'n faset van my lewe is, wat ek moet bestuur in hierdie besige rooster, in my besige dagboek. En hy het gesê, dat wat gebeur wanneer jy nie by jou werk en jou verantwoordelikheid van geloof uitkom nie? Jy begin skuldig voel. Jy begin skuldig voel dat jy nie genoeg betrokke is nie. Jy begin skuldig voel dat jy nie genoeg by die kerk uitkom nie. En hy noem 'n klomp voorbeelde daar. En hy eindig dit af om te sê, dit is nie geloof nie. Dit is dade. En ons almal weet, dat deur ons dade ons nie gered word nie. So kan ek vanoggend vir jou die vraag vra, waar lê jou geloof? Maak jou geloof jou skuldig voel oor 'n klomp goed? Of maak jou geloof jou werklik vry, om in die volheid van God te leef? Ek wil hê jy moet vir 'n oomblik net 'n bietjie dink, aan al die mense wat Jesus in die Nuwe Testament gesond gemaak het. Baie van hulle was nie goeie mense nie. Baie van hulle sal glad nie geklas word eers as goeie gelowiges nie. Maar wanneer ons kyk wat hulle almal in gemeen het, is dat Jesus vir hulle een ding gevra het. Wanneer hulle na Jesus toe gekom het om hulle gesond te maak, of om hulle te help op een of ander manier, het Jesus vir hulle almal dieselfde ding gevra. Hy het vir hulle gevra, volg my. En hy het hierdie keuse voor hulle gestel, en hulle moes die keuse gemaak het. Hulle moes gekies het. Staan ek in die wêreld, of gaan ek hierdie man van Nasaret volg? En die wat gekies het om die Here te volg, wat het hy vir hulle gedoen? Hy het hulle gesond gemaak, en hy het hulle laste kom dra. En wanneer jy dit dalk vandag reg kry, om jou bekommernisse wat jy so swaar in jou hart dra, vir die Here te kom oorgee,
dan moet jy vandag weet, dat die realiteit is, dat dit nie beteken dit is nou verby nie. Maar dat ons in hierdie lewe nog met 'n klomp goed gekonfronteer gaan word. So hier is dalk eerder die vraag vanoggend. Hoe hou ek myself skerp as 'n gelowige? Hoe hou ek myself in God se woord? Hoe bly ek gemotiveerd in tye wanneer bekommernis my eintlik verlam? Ons weet hierdie goed. Ons weet dit wat ons veronderstel is om te doen as gelowige kinders van God. Maar hoe kry ek dit reg wanneer ek werklik in hierdie diepste donkertes van my bekommernisse is? Hoe kry ek dit prakties reg om my geloof uit te leef? En hoe hou ek werklik vas aan God se beloftes in sy woord vir my? Ek onthou baie duidelik een dag wat ek regtig baie bang was. Wat ek bekommerd was oor 'n klomp goed en eintlik sommer so yskoud in my lyf gevoel het van die vrees wat my oorweldig het. En ek onthou, ek het in my bed gelê en Psalm 23 oor en oor opgesê. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot eer van sy naam. En selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. En nie net daar is ek veilig nie, maar die Here besluit dat ek by 'n feesmaal mag aansit, terwyl my teestanders moet toekyk. Die Here ontvang my toe, daar in my bed vol vrees, soos 'n eregas, en ek word met hartlikheid oorlaai. In sy goedheid en sy liefde, het hy vir my gesê, sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here, tot in lente van dae. En ek wil jou graag uitstuur hierdie week, en jou challenge, om vir jou ook 'n ankerteks te kry. Dalk is dit een vers uit God se woord. Dalk is dit 'n gedeelte. Maar hoor 'n bietjie by God, wat 'n gedeelte is dit? En ek wil jou challenge om dit uit jou kop uit te leer, te memoriseer, en eintlik op jou hart neer te skryf. Want ons lees in Psalm 1, ons vind ons vreugde, wanneer ons God se woord dag en nag oordink. En hier is my vraag vir ons gelowiges vandag. Ken ons God se woord so, dat ons sy woord werklik dag en nag oordink? Het ons 'n paar teksverse in ons kop? Natuurlik verwag hy nie van ons om die hele Bybel uit ons kop uit te ken nie. Maar is daar 'n paar ankertekste in my lewe, wat ek oor en oor in my kop vir myself kan opsê, wat op my hart geskryf staan, wat vir my help en vir my anker, en sorg dat my fondamente van my geloof nie skud in tye van swaar kry nie. So ek wil jou uitnooi hierdie week om bemoeienis daarmee te gaan maak. Om net een teks of een vers te gaan kies. Dit uit jou kop uit te leer en sê sommer daai vers vir mekaar aan tafel op. Sê okay, teen donderdag moet jy jou teks ken en dan gaan ons dit met mekaar deel. En as jy niemand het saam met wie jy eet in die aand nie, as jy alleen bly, wil ek jou uitnooi om iemand te bel. Maar jy mag nie kroek nie, want as jy bel kan hy nie sien dat jy nie lees nie. So ek wil jou regtig uitnooi om dit uit jou kop uit te gaan leer. En dat daai goed vir jou sal staande hou in tye van swaar kry. Mag jou moeilikheid en jou bekommernisse jou nie skud nie. Mag jou fondasie en jou geloof so sterk wees, dat die leuns van die vyand nie die oorhand sal kry in jou lewe nie. Die lewe waarin ons vandag leef is baie onvoorspelbaar en vloeibaar. En daar is 'n klomp goed wat elke dag met ons gebeur, wat ons nie aan gedink het, of beplan het, of selfs gesien kom het nie.
Maar mag jou geloof in God, ten spyte van hierdie vloeibare realiteit, mag jy besef dat hy die enigste ding is wat konstant is in hierdie lewe. En mag jy daar jou geloof gaan koester. En mag jy vanoggend, en ek wil hiermee afsluit, mag jy beleef en mag jy weet, God nie net wil hê jy moet oorleef nie. Mag hy nie net jou laste vir jou dra nie, maar mag jy werklik glo in sy belofte, dat hy vir jou 'n lewe van oorvloed het. Nie net 'n lewe van oorlewing, en Here help my net tot by die dag van môre nie. Ja, dit doen hy ook, maar dat hy vir jou, sy kind, 'n lewe van oorvloed beloof. En mag jy dit glo. Amen. Ek wil graag 'n oomblik gee van stil gebed, en ek wil hê jy moet jou oë toemaak. En ek gaan net so 'n oomblik neem om vir jou 'n bietjie te begelei, om ook nou jou bekommernisse te kom oorgee aan jou Skepper. So kom ons sluit die oë en dan gaan ons net in 'n oomblik van stil gebed in. Ek wil jou uitnooi om altyd jou voete op die grond te sit en die aarde onder jou voete te voel. En net die realiteit te beleef, dat jy op hierdie aarde loop, en dat daar 'n klomp curveballs is, wat elke dag deel raak van jou lewe. Dinge waaroor jy bekommerd is, dinge wat jy nie sien kom het nie. Neem gou 'n oomblik en identifiseer daai goed in jou hart. Dit waaroor jy worry, dit waaroor jy bekommerd is. So jy het nou daai goed by die naam genoem, wat jou bekommerd maak. En vanoggend vra die Here van ons om te laat gaan, om dit te kom neerlê en om oor te gee. En jy gaan nou 'n kans kry om dit te doen. En wanneer jy dit doen, dan is dit nie net iets wat jy sê nie, maar dan is dit 'n aktiewe ding, 'n aktiewe aksie wat jy gaan doen. Ek wil hê jy moet voel, dat wanneer jy nou vir die Here sê, Here, ek gee nou hierdie bekommernisse vir U, wil ek hê jy moet sommer voel, hoe dit uit jou lyf uit beweeg, onder by jou voete uit. En wanneer jy voel, dat jou bekommernisse besig is om jou lyf te verlaat, dan wil ek hê jy moet in jou geestesoog sien, hoe dit op pad is na die Here toe. Hoe hy jou laste op sy skouers wil dra. En dat jy nou sal sien, dat hy 'n liefdevolle Vader is, wat jou bekommernisse nou in sy hande het. En terwyl jy nou jou bekommernisse daar sien, in God se hande en op sy skouers, wil ek jou 'n baie groot guns vra. Ek wil vir jou vra, om nie nou daai bekommernisse te gaan terugvat nie. Nie nou nie, nie wanneer jy dalk hier uitloop vandag nie, en ook nie vir die res van jou lewe nie. Jy het dit nou vir die Here gegee, en net soos wat jy enige iets vir jou kinders sal doen, as jy kinders het, so wil die Here dit ook nou vir jou kom doen. Vader, U het gesien wat vanoggend hier gebeur. Here, en hier 'n klomp goed,
uitgekom vanoggend. Here, en ons weet dat dit nou by U is, en ons is vanoggend so dankbaar. Here, dankie dat hierdie bekommernisse nie meer die mag oor ons lewens het om ons vreesagtig te maak nie. Nie meer die mag oor ons lewens het om ons dom besluite te laat maak nie. Haastige besluite nie. Maar Here, dankie dat daar 'n plek is in ons lewens vir U vrede en vir U wysheid. Dankie dat U 'n liefdevolle pappa is, wat die beste vir elkeen van die kinders wil hê, wat vanoggend hier is. En Here, selfs hulle wat nie hier is nie. Dankie dat U 'n pappa is ook vir hulle. Vader, ek wil bid dat waar ons elkeen nou ook U huis hier verlaat vanoggend, dat U vir ons die mannemoed, die waagmoed sal gee om sterk te bly. Here, om nie hierdie bekommernisse terug te vra of sommer net uit ons eie uit terug te vat nie. Maar Here, dat ons werklik in die volheid sal gaan loop, wat U vir elkeen van ons het. Dankie dat U genade vir elkeen van ons genoeg is. Dankie Here vir die kruis op Golgotha en hierdie belewenis wat ons ook nou kon gehad het tydens lydenstyd. Net weer kon beleef het, Here, wat U vir elkeen van ons kom doen het. Nie omdat ons enigiets daarvan verdien nie, maar omdat U liefde vir ons meer as genoeg is. Here, wees met ons in hierdie week. Mag ons werklik volg en gaan daar waar U ons wil lei. Here, wees met ons families. Here, wees met ons opdrag wat ons gekry het hierdie week, dat ons werklik U woord ter harte sal neem. Dat ons elkeen vir ons 'n ankerteks sal kry. Here, help ons daarmee. Ek vra dat U ons vooruit sal gaan en daai tekste ook vir ons sal uitwys hierdie week. Elkeen uniek en elkeen besonder. En Here, dat ons nie aan die leuns van die vyand sal vashou in tye van nood nie, maar dat ons geanker in U woord sal bly. Dankie dat ons dit vanoggend van U kan vra. Ons bid dit in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Dan het ons ook nou storytyd. So die wat vanoggend vir die heel eerste keer by ons kuier, storytyd is ook 'n geleentheid in ons erediens, waar ons sê dat ons nie net God se woord van die vooraf ontvang nie, maar dat daar baie goed met elkeen van ons in die week gebeur, en ons wil ook hoor wat met jou gebeur het in die week, en met storytyd kom deel ons getuienisse hier voor. Dit gebeur spontaan, waar mense opstaan en sê, hierdie het met my gebeur, dis waar ek God raak gesien het in die week. En partykeer kom deel mense stories wat ons in ons menslike taal sal sê groot stories is en wonderwerke is, en ander kere kom deel ons eenvoudige handelinge waar ons God in ons lewe raak gesien het. Maar tog is die groot goed en in die klein goed in gelowiges se lewe lewensveranderend. So ons gaan vanoggend tydens storytyd terugvoer gee oor die Paasmark, omdat dit 'n getuienis is wat ook hier in ons gemeente gebeur. Maar voordat ons daarvoor geleentheid gee, wil ek tog vra, as jy dalk een van julle is, wat spontaan met ons 'n storie of 'n getuienis vanoggend wil kom deel, wil ek graag vir jou so 3 minute gee, om dit te kom deel vanoggend. Dalk waar jy God raak gesien het in jou bekommernisse, waar hy jou gehelp het, of enigiets anders. Ek gee nou 'n geleentheid, as daar iemand is, wat jou storie wil kom deel vanoggend. Hallo Corlie, welkom. Jy kan nie voorstel. Môre gemeente. Nee, ek het nou glad nie kerk toe gekom om enigstens voor te kom staan en enigstens met julle te praat nie. Ek was eintlik in feite 'n bietjie laat. En dit was so wonderlik want vanoggend toe word ek wakker, maar ek het nie beplan om kerk toe te kom nie en my psalm, my hele lewe lank is Psalm 23. Het kom nou al van my pa, toevallig was Dominee Suzette het met my pa se diens, met sy begrafnis, Psalm 23. En vanoggend toe
kom die, en ek sit altyd my foon op silent, en NG Kerk se boodskap kom deur, en ek sien Psalm 23 is vanoggend, ek dink net, nee, ek moet nou gaan, jong, die romp is nog te styf na die gewig, en alles, maar ek hardloop kerk toe. Maar in elk geval, never mind, en ek het nou glad nie beplan om hiernatoe te kom nie, en ek was gister by 40ste, en toe vertel my vriendin Marieta de Kok vir my van hulle paas, of hulle was jongens van tuin toe en hulle het gaan visvang, en die seentjie wil verskriklik graag 'n vis vang. En die pa, hulle sukkel jong, hulle is nou al 3 ure besig in die water, en hy is nou moedeloos. Maar die seentjie sê, hy gaan nie huis toe, voor hy die vis in sy hand, dit hy wil vanaand vis braai. In elk geval, en toe bid hy, Here, gee tog nou net vir my 'n vis, want ek kan nie meer langs hierdie viswater staan nie, ek is eintlik nie 'n visserman nie, en hy bid, maar wat die mooi is, partymal ons bid vir goed wat ons wil hê, en partymal gee die Here vir ons iets anders, en dis wat daai dag toe nou gebeur, en hy bid, Here Jesus, wys waar moet ek loop, en sy seentjie gaan sit later in die kar, hy's moedeloos, en toe moet hy nou oor rotse gaan, en hy gaan so oor 'n klip waar dit verskriklik moeilik is, om nou sy lyn te gooi, en toe hy nou daar kom, toe lê daar 'n man in die water, wat 'n kopstamp gekry het, en die water gaan al bo oor hom, en hy besef, jene, hy moet nou die man red, en hy klim al af, en toevallig toe kom nog iemand aan, en hulle red toe nou die man, en hy's nou al bewusteloos, en hulle kry hom toe nou so effens by, en hy sê net diabetes, maar die ambulans daar beet en alles, ag man, lang storie kort, ek moes nou net 3 minute, maar dit was so mooi, en toe het hulle kon hulle sy lewe red, want sy suiker was soos al 1, hy het amper in 'n diabetes koma aangegaan, die water sal hom definitief as dit hoër geraak het, dat sterf het, en dit was 'n oud onderwyser, en toe die ambulans hom weg, hy is toe ek weet nie of hy nou in ICU was nie, maar sy lewe is gered, as gevolg van hy man se gebed vir 'n vis. Nou, hy het nie sy vis gekry nie, maar hy het besef, partymal bid ons vir onsself, en dan die Here kan ons gebruik om ander mense ook te red. En dit was net vir my baie mooi storie, en toe sê die ambulansman vir hom, as jy nie op daai man afgekom het vandag nie, sou hy definitief, never mind dat die see hom heel waarskynlik sou hy verdrink het, die feit dat hy sou in 'n diabetiese koma aangegaan het, en ja, dis maar net hoe wonderlik die Here is. Dis wat ek wou kom deel, maar ek wou dit glad nie deel nie, maar die Here het dit nou maar net op my hart gesit om vandag te deel. Dankie. Môre julle. Ek wil net vandag deel dat ek is eintlik iemand wat nie hier moet staan nie, maar ek staan hier so, en dit is as gevolg van die Here se genade dat ek hier vandag staan. Ek het 5,5 jaar terug 'n beroerte gehad, en dis so erge beroerte dat ek regtig nie veronderstel is om hier te staan nie. Ek het 'n gebedkring gehad van ek weet nie hoe groot nie, en ek is gered. Ek staan hier so voor julle vandag. Nou in die week het ek baie depressief gevoel, en gevoel, ek kom nie lekker aan die gang nie, my brein is nie lekker nie, en allerlei sulke goeters. En toe besef ek iewes skielik, maar God het my gered om 'n disipel te wees. So ek moet nou by mekaar kry, en ek moet by mekaar kry en te bid om 'n disipel te wees, sodat ek sy woord verder vir hom kan uitdra. Ek meen, ek verstaan nie hoe mense nie kan glo as hulle na my kyk, want ek is nie veronderstel om hier te wees nie. So ja, dis wat ek deel. Ek wil dit vanoggend net weer sê. Dit is vir my so wonderlik dat ons hier kan sit en ons stories met mekaar deel. In die NG Kerk waar ek groot geword het, sou ek seker nie voorkom staan het en iets gedeel het nie. Maar dit is net om te sê hoe die Here met ons besig is. En hoe hy besig is om 'n klomp goed te breek en te skuif. Om te sê, julle kan julle planne maak en julle kan kerk wees, maar ek is God.
En dit is my ongelooflik om hierdie stories te hoor, om te weet, dat ons kan ons eie planne maak, maar God is in beheer. Ons het nou ook die voorreg om na Phyllis, ons erediensvoorsitter, en ook na Elsabie, ons skriba, te luister. Hulle gaan vir ons 'n bietjie terugvoer gee oor die Paasmark. Baie dankie julle. Môre almal. Ek seker para nou my keel. Ek wil begin deur te sê, ek is so bly Dominee Wouter preek nie, want op 'n stadium, hy het altyd so 12 uur se kant in die kombuis gekom, en hy is nogal baie handig met 'n vatdoek in sy hand. Toe sê hy, ek dink ek moet die heel week maar hier wees, want dan het julle sommer my preek ook gemaak. Ons het sy woordeskat so 'n bietjie uitgebrei, maar hy het uitgelukkig gesê, moenie worry nie, ek ken al daai woorde. So, en dan sy natuurlik nog 'n kranige veer ook. Middags, as dit stil is en 'n 6 uur, ons maak die deure toe, is hy daar met die besem in sy hand. Ons het nog 'n kompliment gekry van een van die uitstallers wat gesê het, die stof is baie keer aan die einde van 'n mark waar hulle uitstal so dik, jy moet die wolle so wegskop, en as hulle soggens instap in ons saal, is alles skoon, netjies, en dit ruik vars. So, ja, dit is die moeite werd, as jy nou die heel dag in die kombuis gestaan het, of goed rondgedra het, om dan weer 'n nuwe vars plek in te stap. Dominee Wouter het begin deur die Paasmark geopen, deur te sê, hy hoop, sy wens is, dat mense God se liefde sal raak sien gedurende die mark. En Dominee het afgesluit, Dominee Suzette het afgesluit deur te sê, dankie Here vir dit wat hier kon gebeur het. En dit is nie deur Phyllis of my, of Rihanna, of Tannie Esther, of Adrie, of wie ook al nie, dis elke een van julle wat gehelp het, en as ek nou so kyk, dink ek is 90% wat hier sit, mense wat gehelp het, en sonder julle sal ons dit nie kan doen nie. En dis net ongelooflik hoe, nie net ons gemeente nie, maar ons gemeenskap by mekaar gekom het. Ek wil nu amper sê die Engelse, maar my vriende van die tennisklub, hulle het net gesê, ons join jou. En dit was net 'n ongelooflike ervaring, hoe ons gemeenskap, Montetjie gemeenskap, by mekaar staan. En ek het altyd gedink deur, as hier nou 'n vloed of 'n brand of wat ook al uitbreek, dan is Montetjie daar. Maar dit het ek nou ook beleef hierdie week, hoe net ingeloer en te sê, is julle nog okay, koop julle, dankie, en dit, dit het ons gedra, nee Philly. Ja. Philly sou vir ons meer, ek moet my kollegas, het daarom kom proe of die chips en die souse en die macaroni garis, en wat het jy nog geëet? Sy het vreeslik baie geëet, dis al wat sy gedoen het. So, sy het gesê, dis aaklig vir haar om te bedien, sy hou niks daarvan nie, maar sy het ten minste vir my gesê, die kos is lekker en die kos is reg. Dankie Es daarvoor. Vorige keer het ek al vergeet, maar nou moet ek haar uitlig. En sy het, later het ek vir haar gesê, gaan net hier uit, want jy praat verskriklik baie. Ek vergeet skoon my resep. Maar ander wil ek sê, Klasie is 'n kampioen chipsmaker, en Lisma het ons by mekaar gehou, so vir hulle twee baie dankie, en Woensdag toe sê Klasie, ek los julle, die kerk moet skoon kom, so tussendeur is die kerk skoon gemaak, en daai goed moes ons ook nog met mekaar gehou het. En dan wil ek vir Patricia sê, Patricia, soggens koelie, 6 uur, kom melkterte help uitrol, hierso, wat se donderdag, toe sê ek gaan nie meer melktert bak. Ek so bang hulle noem my Els met melktert of so iets.
Maar Maar jy mag maar. Jy mag maar. ja, om Charlotte Jane te sê wil jy chocolate en nie wil 'n melktert hê. Maar ja, nee, dit was net vir my, dankie Patricia. Donderdag het dan voel 'n ou mos so, jy wil niemand in die oë kyk nie en jy's doodstil en jy wil nie praat nie. Maar koelie en dan is hy daar en dan gaan ons weer aan. Oom Willem het altyd vir ons gaan melk haal, maar daar is hy daar en dan sê hy, heb jy melk nodig? So dankie oom Willem het daar na Abri toe gery en Abri het vir ons melk gegee. Ek skuld nog vir Abri sy melkgeld. Maar ag weet julle, so kan ek aangaan. Is net ongelooflik hoe die kinders ook ingekoop het. Hulle was ons waiters. Maar hulle het die geleentheid gehad om so nou en dan agter die gordyn te vry, maar dit was ook oukei. En as kinders wat nou nie eers in ons gemeente was nie, maar dit vreeslik geniet. En net daai by mekaar kom en daai omgee vir mekaar en so nou en dan 'n drukkie kom gee en sê dankie Tannie. Ja, dit was lekker. Ja, dan dink ek het ek nou eers genoeg gesê. Phyllis moet vir ons so 'n bietjie statistieke gee en as julle na die restaurant se statistiek luister, dan moet julle weet dis die meeste broodjies wat verkoop is. Ek wil nie 'n chip of 'n broodjie of 'n melk. Nee, gaan nie wegkom met die melktert. Miskien nog die vir 'n lang tyd nou eers sien nie. So, en Phyllis, ek wil vir jou drukkie gee en net sê baie dankie. Ag, dit was net lekker as jy net sê Phil, waar is jy? En dan sy daar, ja, dan het ons met mekaar gepraat en net gesê, ons huise, Gerard het gesê, daar was niks in sy huis nie eers kaasie, my kaas het gemif, so, maar ag wat nee, dis lekker om dit vir die Here te doen, en ons het weer eens ook, as ek so nou vanoggend ook geluister het, net besef, hoe die Here ons in die hand vat. En ons is dankbaar daarvoor. Valie. Julle, dit was 'n geweldige ondervinding, weer eens. Ek was op my senuwees voor die tyd. Al het dit, is dit die 6de Paasmark wat ek self hanteer. Maar als het reg gewerk. Ja, lekker hiccups in die begin. En almal se gemoedere was bietjie kort geweest, maar die eerste dag te begin is altyd lekker. Maar dit is altyd moeilik. Maar dis lekker aan die einde om te sien, dit werk mooi uit. Maar ons kan dit nie doen sonder al die spanne wat werk. Die vloermense, die gemeenskap, die gemeente, die donasies, die produkte, die tyd wat ingegaan is, die uitstallers, hulle hartlikheid, waarmee hulle kom uitstal, hulle dankbaarheid, en dan die besoekers, wat die komplimente gee van, dis mooi, dis lekker hierso. Dit was alles die moeite werd, al het ons gesukkel. Ons het spanne, die kombuis, die restaurant, die kassiers, die finansiële, die administrasies, die uitpakkers, die advertering oral, die opruim wat nog moet gebeur. Die vloerdienste wat Rihanna sommer die tuinmense ook ingetrek het, baie dankie. Die wyntuin, die jeug wat daar geëntertain is, dan die boeke en die snuffeltafels, wat gedurig opgevul is, en die pop-up klerewinkel. Dit was awesome om te sien hoe die span heeltyd net werk, die ratte draai net, soos wat 'n erediens ook, die ratte draai net. Ek gaan nou vinnig net sê, ons het 9 dae mark gehad, ons beste mark ooit. Ons het oor die 4000 voete gehad, besoekers gehad wat kom kuier het. Ons het oor die 800.000, kort oor die 800.000 rand se verkope gehad. Ons restaurants, saam met die takeaways, het 95.000 rand gedoen. Dankie. Julle, ons snuffeltafel het oor die 32.000 rand aangebring, en die mense was baie beïndruk met ons ware wat ons daar gehad het. Die boeke, 9.000 rand. Die groente, 4.500 rand.
Die klere R5.500. Die wyntuin was 'n heerlike geestevolle kuier gewees. R9.700. So, wat die kerk se bydra tot hierdie mark was, R157.000. Saam met al ons kommissies, die registrasiegelde ensovoorts, gaan ons oor die R300.000 in ons kerkkoffers sit. En ons kan net sê, dankie. En dankie. Dankie vir die geduld, plaasstemme wat gesoek het na mekaar. Die lekker lag was baie keer frustrerend as jy by die administrasie gedeelte is en die kombuis lag lekker. En hulle wil nie hulle storie deel nie. Maar ja, ons het ons eie stories gehad waarvoor ons weer gelag het en almal kom navraag doen het. Julle, dis 'n gees, kom beleef dit saam met ons, kom wees deel in die toekoms. En dankie vir almal se ondersteuning. Ons sluit dan ook nou hierdie erediens af. Kom ons staan en dan sing ons saam. Ontvang die seën van die Here. Die Here seën jou en hy beskerm jou en hy skyn sy lig oor jou lewe. Hy sal genadig wees en hy sal altyd naby jou wees en hy gee jou elke dag sy vrede. Amen.